Anton, vandag se vraag is, hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? Nou natuurlik, ons kry hierdie vraag so baie, want dit is regtig 'n stres vir mense. Mense ervaar dit as geweldig stresvol om ewe skielik grense in te stel. Weet jy, Lisa, ek kan nie meer met jou saamstem nie, want ek dink daar's altyd hierdie idee dat grense gevaarlik is, want dit beteken jy moet dalk nee sê. En nie fisies gevaarlik nie, maar emosioneel gevaarlik. Dit is amper asof jy 'n verhouding, of dit nou persoonlik by die werkplek, waar ook al, in gevaar stel. Maar ek dink 'n groot deel daarvan gaan ook in terme van ons, wat John Bowlby genoem het, ons attachment, ons hegtheid aan mense. En ek dink van kleins af leer ons, dis veilig om onsself te wees binne verhoudings, maar ook in terme van dat ons nie hou van konflik nie. Met ander woorde, dan is daar altyd die gevaar dat iets kan verkeerd loop. En dan wil ons dalk nie vir grense stel nie, want net is daar die gevaar dat hierdie persoon nie meer van ons gaan hou nie, of dat hulle nie meer in ons vriendskap wil wees nie, of dat dit dalk dinge by die werk moeiliker gaan maak as ons vir iemand nee sê, ek kan nie nou help nie, of weet jy, ek dink eintlik dis jou werk en nie my werk nie. Nou natuurlik, die vraag sal dan nou wees, kan 'n mens dit verander later in jou lewe, of is dit net maar 'n patroon wat jy in vasgevang is vir ewig? Ja, ek dink natuurlik is die antwoord ja, mens kan dit verander, maar ek dink nie dit is so maklik nie. Want ek dink soos vroeër genoem, baie van dit kom al van jare terug af. Soms baie keer van ons klein kinderdae af, wat ons gesien het, dat as ma en pa beklei, dan is daar soms 'n week van stilte by die huis, of pa sal in die motor klim en wegjaag, of wat ook al die geval mag wees. So ek dink ons neem daardie patrone waar, en dan het ons hierdie idee van, okay, so dis onveilig as daar konflik is, en ek moet dit eerder vermy, en dan is dit natuurlik nie net in terme van ooglopende konflik nie, maar dan ook in terme van wat ons dink vir iemand anders se probleem kan wees, soos om vir hulle self nee te sê, of vir die ander persoon nee te sê. En ek dink ongelukkig is dit ook belangrik dat mens daaraan dink dat die gebondenheid aan die ander persoon raak dan so belangrik, dat dit eintlik beteken jy verloor iets van jou self daarin. Uit die psigodinamiese sielkunde het Murray Bowen 'n baie belangrike idee van diferensiasie. Dat hy sê dat gesonde mense moet ook in staat wees om hulle self apart te kan sien as die persoon met wie hulle in 'n verhouding is. So dis belangrik om 'n nabye of soms 'n intieme verhouding te hê, maar ook 'n aparte self te hê. So in daardie verhouding met iemand anderste kan jy iets van jouself verloor, en dis nie noodwendig sleg nie, maar dit is ook belangrik om dan daardie aparte self te hê, wat jy ook meer kyk in terme van wat vir jou belangrik is, hoe jy groei, en dalk ook soms waar jy apart met ander mense groei as jou lewensmaat of buite jou vriendskap. Maar dit is nie 'n bedreiging vir daardie verhouding as die nabyheid saam met jou lewensmaat of in ander verhoudinge veilig en sterk is nie. Nou, as 'n mens nou dink aan dat jy ervaar, kyk, ons praat ons nou baie mense wat sukkel met grense, perfeksionisme, of hulle sê van kleins af, en daar's baie redes, maar jy besef tog instinktief dit sal beter wees as ek begin grense instel. Anders loop mense oor my, of hulle misbruik my, of ek voel misbruik. Nou, Yes. maar die groot probleem wat ek ervaar met hierdie keuse maak, is dat hulle wil dit te groot maak. Hulle wil sommer nou of vir almal nee sê, of vir die verkeerde mense nee sê. So, waar begin 'n mens? Watse stappe moet mens begin neem voor mens nou sommer net vir almal begin nee sê? So ek dink in die eerste plek, en die skrywer Nedra Tawwab, Amerikaanse skrywer se boek Setting Boundaries of Set Boundaries, Set Boundaries Find Peace, sê dit baie mooi dat 'n grens is nie 'n muur nie. Want ek dink baie keer dink iemand dat as jy nee sê, dit is nou vir altyd nee, en dit is nou soos 'n muur wat jy gebou het, of 'n deur wat jy toegemaak het, gesluit het en die sleutel weggegooi het.
Want as jy so daaraan dink, dan is dit baie meer bedreigend. Dis ook nie 'n ultimatum nie. Dit sê nie nou ek gaan jou nooit help met iets nie of dit is eintlik net dat jy sê, weet jy wat, in hierdie situasie kan ek jou nie hiermee help nie, maar ek kan jou dalk later help. So dit is weer daai ding van wat jy ook beskerm van jou eie tyd en jou eie energie. Maar daai ding wat jy nou ook sê, Lise, dat dit is nie noodwendig dat ons nou dit altyd um 100% perfek in stand gehou moet word nie, want ek dink dit is ook iets wat baie vloeibaar is. Want as iemand byvoorbeeld sê ek is nou in so groot krisis, kan jy net vir my help met hierdie klein stukkie? Dan is dit iets anderste, want dit is soms dat jy voel dat hierdie persoon nou elke keer na jou toe kom as daar 'n krisis is en dan word jy elke keer oorweldig. So ek dink dit is om fyn te luister oor wat die ander persoon dalk mag vra van jou. Maar ek dink die ander deel daarvan en 'n belangrike gedeelte is dat dit soms klein bietjie dapperheid in sekere situasies vereis. Met ander woorde om vir jouself te sê, vandag gaan ek net as iemand vir my by die winkel vra of ek ekstra pakkie beskuitjies wil hê want dit is op special, dat ek net wil sê nee dankie, ek is goed genoeg so. Of weet jy, as iemand by die werk vir jou sê, kan jy vir my koffie maak? Dan sê ek, nee, ek gaan tee maak, kan ek eerder vir jou tee maak? So dis eintlik baie klein goedjies wat jy begin mee. Net om vir jouself te sê, dis okay om nee te kan sê. En ek dink dit is veral belangrik as jy begin vind dat in sekere verhoudinge jy misbruik word deur die heeltyd die een in die posisie is wat moet inspring en ander mense moet uithelp. En ek dink dit is dat mense dan soms emosioneel mishandeld voel, nie alleen omdat ander mense dit vra nie, maar ook omdat jy sukkel om nee te sê. Soos byvoorbeeld die reeks op Netflix, The Maid, wat juist daaroor gaan dat hierdie persoon dit so moeilik vind om nee te sê. Nie omdat sy dom is nie omdat sy nie besef wat gebeur nie, maar uit haar eie geskiedenis het sy geleer, dit is baie gevaarlik om haar eie behoeftes eers te stel. So daardie hegting, daardie attachment wat sy het met iemand anderste, is eintlik gebaseer op angs. So die gevaar is daar dat as ek nee sê, dan gaan daar iets slegs gebeur. En ongelukkig is dit iets wat jou eie gedrag dan in stand hou, nie alleen om heeltyd ja te sê en beskikbaar te wees nie, maar in die proses ook jouself uit te brand. So ek dink dit is natuurlik dan nou baie meer gevorderd en so. Maar ek dink dit is om vir jou klein situasies te identifiseer waar jy ongemaklik voel, waar jy altyd die een is wat instaan of ja sê. En dit kan in enige plek wees, werkplek, in jou huwelik en familie en so. En dit is belangrik om daardie patrone raak te sien. Net 'n ander voorbeeld, as jy voel dat as jy 5 uur van die werk af kom en daar kom nog steeds oproepe deur van jou bestuurder of van krisisse wat jy moet oplos. En jy voel net uitgeput want dit hou nie op nie. En net om te sê, weet julle wat, van 5 tot 7 gaan ek net daai tyd uitboek en daarna, as dit my werk is om krisisse te hanteer, kan julle my weer na 7 uur kontak. Maar die wêreld gaan nie vergaan tussen 5 en 7 nie. So net om vir jouself te sê, ek moet myself op beskerm deur sekere grense in plek te stel, nie net vir my eie energie en tyd nie, maar daardie energie en tyd wat ek ook aan mense naby my wil spandeer. Maar Anton, jy stem saam dat ek bedoel baba vir die angs en alles baie keer manifesteer dit by mense as skuldgevoel. Hulle voel skuldig dat hulle nee sê. En dit is ek baie keer ook, dan voel ek kan dit net nie doen nie. Ek moet nou hierdie ek moet nou nee sê. Ek kan nie nou ja, maar dan voel ek die hele nag swetend te lê. Ek moet oordink alles van 6 tog ek kon seker maar ag hoekom het ek nee gesê dit jy weet dit voel sleg. So en skuldgevoel dis 'n onderwerp wat ons nog eendag heeltemal moet bespreek, maar om so skuldig te voel vir my soms soos 'n baie nuttelose ervaring. Lise, 100%. Ek en dit is die verskil tussen skuldig wees en skuldig voel. En dit is my 'n geweldige belangrike verskil tussen daardie twee. Want as jy skuldig is en jy is in die hof, weet dan gaan jy 'n vonnis opgelê word want jy het 'n reël oortree. Maar ek dink dat hierdie skuldgevoelens wat ons het, baie keer te doen het met dinge waaraan ons ongewoond is.
So met ander woorde, om vir iemand te sê, ek kan jou nie nou help nie. Ek is nie nou op 'n plek waar ek hierdie ding kan uitsorteer nie, maar ek sal dit later doen. En dan is dit presies daai wat jy sê van die skuldgevoel wat opkom asof ons iets verkeerd gedoen het. En baie keer as jy ook groot geword het waar jy altyd daar moes wees om mense te help van kleintyd af. So jou senuweestelsel word eintlik ook geprogrammeer op 'n manier om bereidwillig te wees en in te stem en saam te stem. En wat gebeur is dat dan is dit wat ongewoond is vir jou baie ongemaklik voel. Dis nie verkeerd nie. Ek wil amper sê jou skuldgevoel kan vir jou 'n goeie kompas wees. Dit wys eintlik aan waar jy ongewoond is om iets te doen, maar nie noodwendig foutief is of verkeerd is nie. En dit is 'n belangrike onderskeid want ek dink dat ons baie keer dan weer verval in hierdie patroon om ja te sê vir dinge omdat ons skuldig voel dat ons iets verkeerd doen, nie net in terme van ons eie morele kompas nie, maar ook in verhoudinge met ander mense en dat dit dan gaan lei tot moontlik verwerping of dat hulle sleg gaan dink van ons of dat ons dalk nie 'n bevordering gaan kry nie of dat hulle kwaad gaan wees. En weer eens, ons gedagtes kan dan weghardloop met ons, omdat ons hierdie onnodige skuldgevoelens met ons saamdra. Mense, indien julle enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so as jy kontak wil maak, daar is alles, gaan kyk gerus daar. Dankie dat julle gekyk het, ons waardeer dit, deel miskien die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.